Ons is besig om te kyk na die boek van Romeine en ons is nou by die tweede gedeelte, die tweede helfte. Nou imagine jy is 'n Jood, jou hele lewe al wag jy vir 'n Messias. Dink byvoorbeeld aan ons Afrikaners in Suid-Afrika. Sal dit nie lekker wees as iemand ons kom help en as daardie persoon geregtigheid geskied nie? Nou dit is wat die Messias vir die Jode was. Die Romeine was onregverdig en wreed en die Jode het 'n verlosser gesoek. Nou Paulus het ook oorspronklik Jesus gemis as die Messias, maar Jesus het 'n plan met hom gehad en self aan hom verskyn. Maar nou dra hy hierdie las op sy skouers van sy volk, as hulle maar net weet, as hulle maar net besef. Ek het ook al gewonder hoe moet dit voel as jy 'n Jood is en jy verstaan uiteindelik wie is Jesus. Hoe eye-opener moet dit nie wees as jy die Nuwe Testament lees nie en al daai profesieë in jou Torah is vervul in Jesus. Nou Paulus sê hy is gewillig om deur al hierdie verdrukkinge te gaan vir sy volk. Ons almal wil so graag hierdie verdrukking moet verby wees. Ons wil so graag hemel toe gaan, maar imagine jou ma of jou broer of jou man ken nog nie die Here nie. As Jesus nou terugkom, gaan hulle hel toe. Daarom om nog 'n bietjie vas te klou ter wille van die waarvoor ons lief is 'n hart soos Jesus. Nou sommige Jode het 'n redelike groot dink van hulle self gehad. Hulle het gedink as hulle kinders van Abraham is hulle alles. Kyk ook wat sê Johannes vir hulle in Matteus 3 vers 9. Nou praat hy met die Jode, met die Fariseërs. En moenie dink om by julleself te sê ons het Abraham as vader nie. Nou die Fariseërs het gedink dit is waar hulle rykdom lê. As jy 'n kind van Abraham is, dan is jy geregverdig, dan is jy gekies. Maar Paulus verduidelik so vir die Jode in Rome. Daar is die aardsvader van die Jode, Abraham. En God het so 'n mooi belofte vir Abraham gegee. Jou nageslag sal geseënd wees. En die Jode glo dit. Maar die probleem is, nie al Abraham se kinders is deel van die belofte nie. Abraham het 2 seuns gehad, hy het vir Ismael gehad en vir Isak. Nou Isak, die belofte wat God vir Abraham gegee het, was beoog vir Isak. Maar toe Abraham en Sara begin dink die belofte gaan nie deurkom van 'n kind baar nie, want die tyd stap aan, toe kry Abraham 'n kind by 'n slaaf, by Hagar. Abraham en Sara het 'n vleeslike backup plan beraam uit hulle eie wil, maar hierdie kind is nie deel van God se belofte nie, al is dit 'n kind van Abraham. Nou onthou, Israel is 'n spieelbeeld van iets groters. Almal is kinders van God, maar nie almal is uit die belofte nie. So jy kry die ongelowiges en jy kry Christene. Nou die ongelowiges, as jy jou vlees najag, dan val jy onder hierdie groep. En 'n Christen is as jy God se belofte vashou, al lyk dit onmoontlik, dan behoort jy saam in hierdie groep. Nou Paulus verduidelik dit ook in die verhaal van Jakob en Esau. God het Jakob in sy moeder se maag al gekies, nog voordat hulle enige sonde gedoen het. Jakob was the chosen, hy was gekies en nie Esau nie. Daarom sê God, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. So weer eens, die ongelowiges wat uit die vlees uit lewe, God haat daardie mense. Maar die Christene, die gelowiges wat lewe op God se beloftes, God is lief vir hulle. Dis 'n spieelbeeld dan van Jakob en Esau. Nou dalk terwyl jy hierdie hoor, klink dit vir jou onregverdig, en vir die Romeine ook, want Paulus antwoord dit. Wanneer jy voel dit is onregverdig dat God mag kies wat hy wil kies, God mag 'n storie skryf wat hy graag wil skryf, God wil jou as 'n karakter gebruik waar hy jou graag wil gebruik, en jy voel dis nie fair nie, hoekom het almal nie 'n sê nie, dan moet jy gaan terugsit en besef wie is God. God is ongelooflik baie groot. God is ongelooflik baie magtig. Dink net byvoorbeeld die krag van water en die krag van vuur. Dit is onderdanig aan God. As ons wil kla oor God se besluite, dan besef jy nie hoe groot is God nie. God mag doen wat hy wil, want hy is God. Ons moet eerder dankie sê vir God dat ons deel mag wees van sy storie. Dankie dat hy ons gekies het. Dankie dat hy 'n goeie God is vir die gelowiges. Verander jou persepsie. Romeine 9 vers 20 sê, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Nou vir al die wêreldse mense wil altyd weet, waarom, as God 'n God van liefde is, waarom laat hy nie almal in die hemel in nie? Nou die waarheid is, die wêreldse mense wil graag net aanhou in hulle sondige natuur, maar nog steeds wil hulle die prys wen, hulle wil nog steeds hemel toe gaan. Nou jy kan duidelik ook die gees van die duiwel raak sien in byvoorbeeld skoolkompetisies, waar hulle vir die kinders jammer voel en dan gee hulle vir almal 'n trofee, as hulle net deelneem aan die sport.
Nou, dit is nie hoe dit werk nie. Jy kan net 'n prys kry as jy dit verdien het. Maar om vir die kinders op skool 'n prys te gee net vir deelname, dan gaan jy met groot mense sit wat dink hulle kan hemel toe gaan, die prys kry deur niks te doen nie. Maar my vraag ook aan hierdie mense is, as ek by jou huis kom kuier en ek sit met my voete op jou bank, ek loop en skop jou honde, ek eet jou kos soos ek wil, ek gaan gooi van my koeldrank in soos ek wil, wat gaan gebeur? Jy gaan my uit jou huis uitjaag as ek nie jou huisreëls volg nie. Dieselfde met God, hy het huisreëls. En as jy dit nie volg nie, het jy nie toegang tot sy huis nie. Nou onthou ons het hierdie les begin waar Paulus jammer voel vir sy volk. Hy weet hoe hard probeer sommige Jode om die wet na te kom, maar hulle mis die waarheid. Romeine 10 vers 2, want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. As hulle maar net weet hoe maklik dit eintlik is. Ons Christene ook, ons complicate die evangelie te veel. Die antwoord lê in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God het hom uit die dode uit opgewek, sal jy gered word. Vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is die enigste pad hemel toe, maar dit is baie belangrik dat die mense die waarheid hoor. Dit is nodig vir ons om uit te gaan en vir die mense die waarheid te gaan vertel. Daarom gaan ek weer die versie quote in die begin van Romeine 1 vers 16 wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Vir ma's, pa's, broers, kinders het nodig om die waarheid te hoor, anders is hulle verlore. En dieselfde begeerte wat jy het vir jou geliefdes om saam jou in die hemel in te gaan, het Paulus ook vir die Jode gehad. Maar ons het nou in vorige lesse gesien, toe Jesus op die aarde was die boodskap van verlossing eerste gegee vir die Jode, maar die Jode het Jesus gereject, Romeine 10 vers 21, maar van Israel sê God, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teesprekende volk, en daarom het die boodskap oorgegaan na die heidene toe, Romeine 10 vers 20, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, hier praat God van die heidene, ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie, maar imagine jy is 'n Jood, hoe sal jy voel as God nou jou los, en nou fokus hy op 'n ander volk, hy fokus nou op die heidene, daarom vra die Jode vir Paulus, Romeine 11 vers 1, het God miskien sy volk verstoot? Nou ons as mens besef nie altyd hoe ongelooflik lief is God vir ons nie, en ek dink die rede daarvoor is, hoekom ons dit nie verstaan nie, is ons tipe liefde is stikkend. Ons is lief vir mense met voorwaardes. Ons het iewers along the way seer gekry en daarom is ons te bang om met alles lief te wees. Maar God is God, hy is vrek baie lief vir jou. En God is vrek baie lief vir sy volk. Onthou hoeveel keer het die volk gekla in die woestyn, maar God het by hulle gebly. Kyk hoeveel keer het hulle ander gode aanbid in Kanaan, maar hy het rigters gestuur om hulle nog steeds te help. God het vir sy volk profete gestuur. God het sy eie seun gestuur, en nog steeds het Israel God gereject. Hy het nie hulle gereject nie, maar wat so vreeslik mooi is, God het nog steeds nie opgegee op Israel nie. Hy het nog steeds 'n ander plan om hom terug te kry by hom. Ek het een keer die eksperiment gedoen met my kinders om te kyk of dit werk. Ek wil graag vir my seun iets gee, maar hy was net te besig, en ek het weer probeer, maar hy was net te besig, en toe sê ek, baie mooi, nie vermakerig nie, moenie worry nie, ek sal dit vir my dogter gee. Toe wil hy dit hê. Deur jaloesie het ek sy aandag gekry. Deur die verlossingsplan vir die heidene te gee, gaan God Israel jaloers maak en hulle terugkry. God gebruik alle kante en alle rigtings net sodat sy volk sal terugkeer na hom toe. Mense sal nou dink, miskien sou God opgegee het nadat hy sy seun gestuur het. Jy weet, as jou volk selfs jou seun reject, dan kom jy seker op 'n punt van, fine, ek gaan dan maar op julle opgee, maar God het nog steeds nie opgegee op sy volk Israel nie. Dit is hoe baie vreeslik lief hy is vir. Romeine 10 vers 18, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie. So God se laaste plan dan is jaloesie. Daarom gaan ons sien die volgende hoofstuk is die toekoms van Israel. Want in die vorige hoofstuk het dit gelyk asof God sy rug op hulle gedraai het, maar nee, glad nie. Alles is deel van God se plan. As die Jode die Messias met oop hande ontvang het, sou die verlossingsplan dan oorgegaan het na die heidene toe.
Romeine 11 vers 11, deur Israel se val het die saligheid tot die heidene gekom. En as hulle val die rykdom van die wêreld is, jy praat van die Jode, so hulle het geval en dit bring rykdom vir die wêreld en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Die lewe van die Jode het dit vir ons as heidene moontlik gemaak om Jesus aan te neem as ons Messias ook. Daarom sal God nooit van hulle vergeet nie. Maar wanneer gaan God weer sy aandag terugdraai na Israel? Romeine 11 vers 25, totdat die volheid van die heidene ingegaan het en so sal die hele Israel gered word. Dit is wonderlike nuus vir Israel, maar die heidene moet uit hierdie versie uit besef dat daar kom 'n tyd wanneer ons deur toegemaak gaan word. Hou op om uit te stel om reg te maak met God. Ons tyd is besig om uit te hardloop en dan gaan God se aandag weer terugdraai na Israel toe. Nou Paulus sluit elke keer sy briewe af met so 'n paar laaste tips om te volg. Dinge wat goeie Christene moet najaag. Byvoorbeeld Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. En dan moet ons onthou dat hierdie gemeente is in die middel van die Romeinse ryk, se hoofstad, hulle is in Rome. Die Romeine is ongelooflik wreed, hulle is ongelooflik selfsugtig, en hierdie gemeente in Rome sien dit first hand. Daarom sê Paulus aan hulle, wees onderdanig aan die owerhede. Romeine 13 vers 1, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Wat ons nie altyd besef nie, is God sit hierdie koninkryke en regerings in plek. Nee, dit beteken nie hulle gaan daarom doen wat God wil sê nie. Daardie mense is ook net mense wat mag kies of hulle na God se stem gaan luister of na die duiwel se stem. En ongelukkig in sulke hoë posisies is die struikelblokke baie meer. Hulle word daagliks getempt met byvoorbeeld omkoopgeld. En die probleem is, hoe meer keer jy God se stem ignore, hoe sagter gaan dit word. So hierdie mense wat in regeringsposisies is, het die keuse om na God te luister of nie, maar hulle hou hulle soms 'n bietjie doof vir God se stem. Maar God het nog steeds 'n plan met die regerings. Dink byvoorbeeld aan ons in Suid-Afrika. As dinge 100% goed verloop het, as Eskom 100% gewerk het, daar's geen korrupsie wat bestaan nie, daar's goed betaalde werkers oral beskikbaar, dan sou ons van God vergeet het, want ons het hom dan nie nodig nie. God laat partykeer swaar tye toe, sodat ons terugdraai na hom. Nou nog 'n punt wat hy vir die kerk van Rome wou los is, wees humble. Paulus bly die hele tyd in sy briewe skryf dat hy roem nie, want die enigste weg tot by God is alleenlik deur Jesus. Niks wat jy kan doen, gaan jou in die hemel kry nie, en daarom het Paulus geen rede om te roem nie, dit is alles Jesus. Maar net so in Paulus se tyd, net so ook in ons tyd, is daar baie Christene wat wil roem in hulle self. As hulle byvoorbeeld baie mooi kan praat, dan voel hulle goed oor hulle self. As hulle byvoorbeeld baie mooi kan sing, dan voel hulle hulle voel goed oor hulle self, maar Paulus bly sê, daar is geen roem nie. God het wel vir elke persoon sy eie gawes gegee om die evangelie uit te neem, maar dit is vir jou gegee deur God. Dit is nie jy wat so cool is nie. Ons moet nooit vergeet wat is die regte rede om vir God te werk nie. Dit is om siele in die hemel te kry, en daar is geen manier dat jy die swakke gaan raak sien as jy hoogmoedig is nie. Kom ons kry dieselfde liefde as Jesus en die disippels vir die swakkes ook. En moet ook nie voel jy is heiliger as ander Christene wat nog nie mooi verstaan nie. Maak jy eerder seker dat jy daardie baba Christen nie maak struikel nie. Romeine 15 vers 1. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Wees dienaars, nie fame seekers nie. En dan laaste, omdat redding in Jesus so maklik is daar gevaar dat die mense God se genade gaan misbruik. Jy is sondig, want jy kan ons jammer sê, maar dan moet jy terugsit en besef jou redding is dan nie 100% nie. Die prys wat Jesus betaal het, verstaan jy nie 100% nie. Gaan terug na jou Bybel toe, gaan terug na God toe. Vir die res van ons wat alles in ons vermoë doen om mooier vir Jesus te lewe, hou aan. Dit gaan soms moeilik wees. Ons gaan baie keer onsself irriteer, veral as mens dieselfde fout oor en oor maak, maar 'n goeie wegspringplek om dit makliker reg te kry staan in Romeine 12 vers 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Sondes begin in jou gedagtes. Daarom sal jou antwoord dan lê in die verandering van jou gedagtes. Nou, hoe doen ons dit?
lees jou Bybel, bid elke dag, bou aan jou verhouding met God, spandeer tyd saam met hom, en as dit kom by jou vlees, wat jou so vinnig wil aftrek, dink byvoorbeeld aan 'n verslawing, dis jou vlees wat dit net wil hê, bly weg, moenie sigarette in jou sak hou nie, moenie by die bottelstoer ingaan nie, moenie in die sweetsry afloop nie, alhoewel ek weet winkels is baie slim, hulle sit dit sommer by die tille. Romeine 13:14 sê, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Daardie versie beteken, moenie jouself in 'n situasie sit om te sondig nie. As jy nog jonk is en nog nie getroud is nie, moet nooit saam met 'n ander jong seun of meisie alleen in jou kamer of alleen in 'n huis wees nie, want dan sit jy jou vlees in die posisie om te kan sondig. Hardloop weg van situasies wat sonde makliker gaan maak.